Deuteronomium, hoofstuk 3. Oorwinning oor Og van Basan. Daarna het ons afgedraai na die land Basan toe. Daar het koning Og en sy leer ons by Edrei aangeval. Die Heer het egter vir my gesê, moenie vir hom bang wees nie. Ek gee aan julle die oorwinning oor Og en sy leer. Ek gee ook sy hele land aan julle. Maak met hom net soos julle gemaak het met koning Sihon van die Amorite, wat in Hesbon regeer het. So het die Here ons God vir koning Og en sy hele volk aan ons oorgegee en ons het hulle almal doodgemaak. Ons het al 60 van sy stede verower, die hele Argob-streek in sy koninkryk van Basan. Al hierdie stede was versterk met hoë mure rondom en poorte met sluitbalke. Ons het terselfdertyd ook baie van die stede sonder mure ingeneem. Ons het die koninkryk van Basan totaal verdelg, net soos wat ons koning Sihon van Hesbon vernietig het. Ons het al die inwoners, mans, vroue en kinders uitgewis in elke stad wat ons verower het. Ons het die diere vir onsself gehou en ook die buit van die stede wat ons geplunder het. Ons het die land van 2 Amoritiese konings oos van die Jordaanrivier van die Arnon kloof tot by Hermonberg in besit geneem. Die Sidoniete het die Hermonberg die Sirion genoem en die Amorite Senir. Ons het al die stede op die hoogvlakte verower en ook die hele Gilead en Basan so ver as Salka en Edrei, stede wat deel was van Og se ryk in Basan. Koning Og van Basan was die laaste van die reuse Refaite. Sy uisterbed was meer as 4 meter lank en byna 2 meter breed. Dit kan nog steeds in die Ammonitiese stad Rabba gesien word. Die verdeling van die land oos van die Jordaan. Van die land wat ons verower het ek vir die stamme Ruben en Gad die gebied anderkant Aroer langs die Arnon kloof, asook die helfte van die bergwêreld van Gilead met sy stede gegee. Die res van Gilead en die hele Basan, Og se voormalige koninkryk, het ek aan die halwe stam van Manasse gegee. Die Argob gebied van Basan was voorheen bekend as die land van die Refaite. Jair, 'n leier uit die stam van Manasse, het die hele Argob gebied in Basan tot by die grens van Geser en Maakat gevat. Jair het die gebied na homself vernoem en dit die dorpe van Jair genoem, soos wat dit vandag nog bekend is. Gilead het ek vir Makir gegee. Ek het die gebied van Gilead af tot by die middel van die Arnon kloof en vandaar na die Jabokrivier op die grens van die Ammonite vir die stamme Ruben en Gad gegee. Hulle het ook die Jordaanvallei met die Jordaanrivier in sy oostelike oewer van die see van Galilea af tot by die dooie see met die Pisgahange aan die ooste kant gekry. Ruben, Gad en die halwe Manasse stam. Gedurende die tyd het ek hierdie opdrag gegee aan die stamme wat aan die ooste kant van die Jordaan sou bly. Al het die Here julle God hierdie land vir julle as julle eiendom gegee, moet al julle weerbare mans die Jordaan gewapen en gereed oorsteek voor julle mede-Israeliete uit. Julle vroue, kinders en julle baie diere mag agterbly in die stede wat ek aan julle gegee het. Nadat die Here veiligheid aan die res van die Israeliete gegee het, soos wat hy reeds aan julle gegee het, en wanneer hulle die land wat die Here julle God aan hulle oorkant die Jordaan gee, in besit geneem het, mag julle terugkeer na die land wat ek aan julle gegee het. Moses word verbied om die land binne te gaan. Ek het destyds vir Josua gesê, jy het al hierdie dinge gesien wat die Here God aan die 2 konings gedoen het. Hy sal dieselfde doen met al die konings aan die weste kant van die Jordaan waarin jy op pad is. Moenie vir daardie nasies bang wees nie, want die Here julle God sal vir julle veg. Ek het toe by die Here gepleit en gesê, ag, oppermagtige Here, u het begin om die grootheid en krag aan die dienaar te wys. Is daar enige God in die hemel en op die aarde wat sulke groot dinge kan doen soos wat u gedoen het? Laat my deur die Jordaan trek om die wonderlike land aan die oorkant te sien, die mooi bergwêreld en die Libanonberg. Maar die Here was kwaad vir my oor julle en wou nie na my luister nie. Dit is genoeg, het hy beveel. Moenie weer met my hieroor praat nie. Gaan klim op die piek van die Pisgaberg en bekyk die land daar in elke windrigting. Jy mag egter nie self die Jordaanrivier oorsteek nie. Gee die bevel aan Josua en bemoedig hom, want hy sal die volk deur die Jordaan lei. Hy sal die land wat jy nou voor jou sien aan hulle gee. So het ons in die vallei naby Bet Peor gebly. Deuteronomium 3 vertel van Israel se oorwinning oor koning Og van Basan, 'n reuse man met 'n indrukwekkende uisterbed. Menslik gesproke was hy intimiderend, maar God gee vir Israel die oorwinning.
Die eerste les is duidelik. Wat vir ons groot lyk, is nie groot vir God nie. Die vyand wat vrees inboesem, is nie groter as God se belofte nie. Maar dan verander die fokus. Moses herinner die volk hoe die land verdeel is, hoe sommige stamme reeds hulle erfdeel ontvang het, tog moes hulle steeds saam met hulle broers veg. Dit leer ons, seën is nie 'n rede om terug te sit nie, dit is 'n rede om ander te help veg. As God jou reeds gebring het tot 'n plek van oorwinning, het jy 'n verantwoordelikheid teenoor ander. Aan die einde van die hoofstuk sien ons iets baie menslik. Moses smeek die Here om die beloofde land binne te gaan, maar God sê nee. Moses mag dit sien, maar nie binne gaan nie. Hier leer ons 'n moeilike, maar diep waarheid. Selfs groot leiers kry nie altyd wat hulle begeer nie. God se wil is groter as ons persoonlike drome. Gehoorsaamheid is belangriker as vervulling van persoonlike begeertes. Toepassing vir die groep. Watter reëse in my lewe lyk groter as God se beloftes? Gebruik ek my seën om ander te versterk? Kan ek God vertrou selfs wanneer hy nee sê? Deuteronomium 3 wys vir ons, God gee oorwinning, God verwag eenheid en God bly soewerein, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Ons taak is om te vertrou en aan te hou stap in gehoorsaamheid.